Eksperiment word uitgevoer om die verhouding tussen die frekwensie van lig wat op 'n metaal inval en die maksimum kinetiese energie van die elektrone wat vanaf die oppervlak van die metaal vrygestel word, te ondersoek. Hierdie eksperiment word vir 3 verskillende metale uitgevoer. Op die y-as het ons die maksimum kinetiese energie in joule en op die x-as is die frekwensie maal 10 tot die mag 15 hertz en ons grafieke is die van kalium, sink en platinum. Noem die verskynsel waarop hierdie eksperiment gebaseer is. Dit is natuurlik die fotoelektriese effek. Die fotoelektriese effek is die proses waarby elektrone vanaf die metaaloppervlak vrygestel word wanneer lig daarop skyn. Hierdie elektrone noem ons fotoelektrone. Noem die fisiese grootheid wat deur X op die grafiek verteenwoordig word. Nou, kom ons kyk. Op jou formuleblad sien jy die fotonenergie is die arbeidsfunksie plus die maksimum kinetiese energie. Nou kom ons gaan herskryf hierdie vergelyking om die vorm y gelyk aan mx plus c in hierdie geval te reflekteer. Wat is op die y-as? Wel, die maksimum kinetiese energie. En dit is gelyk aan, wat is op die x-as? Dis frekwensie, maar dink so daaraan. Fotonenergie is gelyk aan Planck se konstante maal met die frekwensie. So ons kan sê EK max is gelyk aan HF minus die arbeidsfunksie. En nou is dit in die vorm y gelyk aan mx plus c, so ons gradiënt is Planck se konstante en ons y-afsnit c is gelyk aan minus die arbeidsfunksie. So minus x is minus die arbeidsfunksie, so x is die arbeidsfunksie van die metaal. Watter een van die 3 metale benodig invallende lig met die langste golflengte vir die vrystelling van elektrone? Nou die spoed van lig wat 'n konstante is die golflengte maal met die frekwensie. En logies, 'n langer golflengte, laer frekwensie of 'n korter golflengte, hoër frekwensie. Na watter frekwensie kyk ons? Ons kyk na die druppelfrekwensie, wat die minimum frekwensie is wat nodig is sodat fotoelektrone vrygestel kan word. En die laagste druppelfrekwensie is die van kalium, wat ons kyk na die x-afsnitte. So kalium gaan die laagste frekwensie benodig en daarom die langste golflengte. Definieer die term arbeidsfunksie in woorde. Die arbeidsfunksie of die werksfunksie van 'n metaal is die minimum energie benodig om 'n elektron vanaf 'n metaal vry te stel. Bereken die arbeidsfunksie van platinum. Op jou formuleblad is die arbeidsfunksie gelyk aan Planck se konstante maal met die druppelfrekwensie. Planck se konstante is 6,63 maal 10 tot die mag minus 34 en ons vermenigvuldig dit met 1,75 maal 10 tot die mag 15 wat die druppelfrekwensie van platinum is. Ons lees dit af vanuit ons grafiek en dit gee vir ons 'n arbeidsfunksie van 1,16 maal 10 tot die mag minus 18 joule. Bereken die frekwensie van die invallende lig wat elektrone vanaf die oppervlak van platinum met 'n maksimum snelheid van 5,6 maal 10 tot die mag 5 meter per sekonde sal vrystel. Ons kry op ons formuleblad die fotonenergie is gelyk aan die arbeidsfunksie plus die maksimum kinetiese energie. Fotonenergie kan ons gaan herskryf as Planck se konstante maal met die frekwensie van die invallende lig, dis waarna ons op soek is. Die
arbeidsfunksie het ons sopas bereken, en dan omdat ons die maksimum snelheid het, kan ons die maksimum kinetiese energie herskryf as half m v max gekwadreer. En nou vervang jy bloot jou waardes in. Planck's konstante 6,63 maal met 10 tot die mag minus 34. Die frekwensie dis waarna ons op soek is. Die arbeidsfunksie 1,16 maal 10 tot die mag minus 18, jy het dit sopas bereken, plus 'n half, watter massa werk ons mee? Die massa van 'n fotoelektron, en die massa van 'n fotoelektron is dieselfde as die massa van 'n gewone elektron, en dit is 9,11 maal 10 tot die mag minus 31, en dan vermenigvuldig ons dit met ons maksimum snelheid, 5,6 maal 10 tot die mag 5 gekwadreer. En so kry ons dan 'n frekwensie van 1,97 maal 10 tot die mag 15 hertz. En as ons dit dan vergelyk met die druppelfrekwensie, wat 1,75 maal 10 tot die mag 15 hertz is, dan sien ons, dis 'n hoër waarde. So met ander woorde, jy sal om en by 2, dis 1,97, gaan jy sien, jy sal 'n waarde kan aflees op jou y-as, so daar is 'n positiewe waarde vir die maksimum kinetiese energie. Met ander woorde, daar is 'n waarde, soos ons dan hierso sien, vir die snelheid. So daar is 'n fotoelektron wat gaan beweeg.